seisoen. So. 'n aardtydperk Amen. wat jy inkleis is. Waar jy toegesluit is. Jesus. Waar jy in afsondering is. Oh. Jy's by 'n aardtydseisoen in jou lewe. Jesus. Waar jy diep gewond is. En God moes jou afgesonder het. Halleluja. Nou ons lees in Genesis 6 praat ons van hoe die Here vir Noag geopdrag het om hierdie ark te bou. Hy praat oor die 3 verdiepings, hy praat hoe dat die uitlegging moet wees, hoe hoog, hoe breed, hoe diep, hoe alles, hoe die God verhou, hoe dit moet gebou word, hy lê die hele uiteensetting uit. Van die Here van iets niets doen. Yes. Maar hy moet eers die ou verwyder, Oh, Shabbat. voordat die nuwe kan kom. Here, ek praise U. 2025 het ons nou al in sy lensings gehad. Jesus. Halleluja. Ons sit ons met wonde en lensings. Ons het ons verliese gelei. Ons sit met pyn en teleurstellings wat baie seer gemaak het. Yes. Wil vandag vir iemand sê jy's in jou arkseisoen. Halleluja. Ek wil vandag oor hoofstuk 7 praat, maar ek wil net die een versie lees, want in die een versie is die een woord Yes. waaruit my hele boodskap gaan bestaan. Glory to God. Vers 16 sê hoofstuk 7, en die wat ingaan het gegaan as mannetjie en wyfie, van alle vlees soos God hom beveel het. En die Here het agter hom toegesluit. Sluit. So. Dis nodig, Chris, dat God die deur agter jou toesluit. Jesus. Van die wond wat moet behandel word in die arkseisoen, sê die wond is kritiek. En God het nodig dat jy in afsondering moet wees. Ja. Jesus. Jou arkseisoen praat van 'n plek en 'n tyd waar jy alleen in afsondering is. Dit praat van 'n eensame plek waar jy jou wond lê. Maar terwyl jy jou wond lê, as jy in die teenwoordigheid van die Here, van God het jou toegesluit. Yes. Hallelujah. Praise God. Wanneer iets toegesluit word, dan beteken dit dis geinkluis. En wanneer iets geinkluis is, dan het die eienaar iets waardevol aan die kluis opgesluit. En die eienaar het alleen reg. Jesus. En die kode van die kluis. Yes. En die sleutel om die kluis oop te maak. Praise. Op die tyd wanneer hy dit nodig het, wat aan die ander kant opgesluit is, wat weer bruikbaar moet wees. Yes. Praise God. Hallelujah. U verstaan, Amen. dit wat opgesluit is van waarde van die eienaar. Yes. Dis van belang. Amen. En daarom moet dit in beskerming bly. Glory. En Noag bevind hom in hierdie tyd, Jesus. waar hy in 'n arkseisoen tydperk is. Kyk, dis vir meer as 'n jaar. Oor die 370 dae. Bevind Noag hom in hierdie ongemaklike plek. Wanneer jy in jou arkseisoen is, dan is jy op 'n plek van ongemak. Jesus. Jy's op 'n plek waar jy nie wil wees nie. Van jy's in afsondering en jy
Riku En Satara. terwyl Noag in hierdie tydperk verkeer, soms in jou lewe besef jy nie dat jou toestand kritiek is. Kritiek beteken jou toestand is lewensbedreigend. Yes. Oh. Die wond is so kritiek dat jy moet behandel word deur behandeling om die wond gesond te kry. En wanneer die wond te diep raak en te seer raak en te sweterig raak en te pynlik raak, dan sê die dokters, maar die toestand van die pasiënt het vererger. Yes. Ons moet die pasiënt Oh. skryf na ICU toe. Oh, hallelujah. Jesus. Dit praat van intensiewe sorg. Yes. Hallelujah. ICU beteken intensive care. Amen. Van jou wond moet geobserveer word. Ai. Gedurig op jou opgecheck word. Jou wond moet behandel word. So. Want dis intensief. Hallelujah. En wanneer jy op daai plek bevind van ICU, dan moet jy besef wat die Here sê, ICU. Wanneer jy jouself in ICU bevind, dan moet jy weet, dis intensief. God is met jou. Yes. Intensiewe sorg. Van jou toestand is kritiek. Yes. Jou wond moet hier diepe, intensiewe behandeling. I see you. I see you. In ICU. Waarin die Here jouself intensief gaan behandel. Amen. Van die wond, van die kwaal, van die pyn, van die teleurstelling, van die gebroke hart. Jy's in my intensiewe sorg. Jy's in my theater. En ek sien jou. Ek behandel jou. Ek gee jou die beste sorg. Ek sal seker maak jy kry die regte en die nodige behandeling. Van ek gaan na mekaar kom en check om te sien of jou velstand alright is. Yes. Jou velstand, jou gemoedstoestand, jou hartstoestand is belangrik vir die Here. Jy moet verstaan, dis intensief. Dis diep. Dis belangrik dat jy behandel moet word. Weet wat beteken intensief? Suster Beat, wanneer jy alleen in 'n saal is en die dokter jou wegskuif uit die normale saal en hy sê die pasiënt moet alleen wees in afsondering, dan moet dit vir baie sê, wat in die saal was saam met jou, die feit dat jy verwyder word, as ek net 'n kwessie van tyd, dat die dokters jou familie en kinders moet sien, hulle moet begin nader kom, van jou toestand het verswak. Intensief beteken, dit gaan nie meer so goed nie. Daar's 'n tyd wat dokters sê, maar ons kan nie meer vir jou die behandeling gee vir jou toestand. Daar kom 'n tyd in Noag se lewe toe hy en sy gesin en die diere in die ark gaan, Suster Basiel. En die Here doen hy ding en hy laat die watervloed begin val. En terwyl die ark, Suster Kelly, op die water dryf en het begin soek in, is die ark later aan onder water en die waterpoel. Soms druk die lewe jou so in 'n intensiewe saal, dat jy nie weet of jy kop op water is
So true. Jy's by die plek waar dit voel jy kan nie heen. Maar die Here laat dit ding gebeur. Wanneer mense dink jou intensiewe tydperk as jou laaste tydperk, dan moet hulle wat weer verwag wat hulle dink hulle sou sien. Maar weer kyk, van die Here is besig om 'n nuwe ding te doen. Maar hy moet eers die ou word. Daar siekte wat hy kan genees het, moet hy eers laat die vloek dit verwyder. Daar kan nie iets niets kom as die ou dit nou blokkeer. En terwyl hierdie vloek vir 40 dae, 40 nagte so ingaan, sien Noag na 151 dae. Die water sak. Ek sê jou situasie verander. Yes. Daar's progress. Dan is besig om te draai. Dan is besig om vir jou af te neem. Wanneer mense dink dis klaar met jou, Yes. dan sien hulle die water. Hallelujah. Die water Oh my God. die omstandighede Worship. die twyfel begin sak. Dit was besig om af te neem. 150 dae later. En dinge begin verander. En terwyl Noag sien hierdie ding gebeur, toe stuur hy die kraai uit om te gaan kyk na die situasie daar buite. Mense is mos geneig om mense te stuur, gaan kyk hoe lyk dit daar. Gaan kyk hoe lyk die situasie. En die kraai kom terug. Vanuit die plek gehad om sy voete op te sit, want die waters was nog hoog. Yes. En na dit stuur Noag die duif uit. En die duif kom terug. Het ook nie 'n plek gevind om sy voete te vestig nie. Want daar was nog nie oppervlakkie. Jy kan nog nie die ding sien. Wat die Here besig was om te Hey. doen. Maar jy moet rustig wag. Hallelujah. Hy is nog besig om te sak. En terwyl die duif terugkom, wag Noag vir nog so 7 dae. En hy stuur weer die duif uit. En die duif was weg vir 'n sekere tyd. En na tyd toe kom die duif terug met 'n groen olyfblad in sy mond. Jesus. En hy wys vir Noag dat die Here is besig om 'n hele lewe om te Oh. Glory. Jesus. situasie verander. En groen beteken lewe. Daar's vir jou nog hoop. Yes. Toe daai tyd terugkom met die olyftak, toe sê Noag, en nou sal ek voorspoedig Spoedig wees, ja. En alles. Ai. Oh. Ribandelando. Sakaya mosetelebendi. Limundulubus. Jesus. God se hand in jou situasie. God sal jou aanteken. Van jy's in ICU. Ek self het jou behandel in my intensiewe sorg. Mense weet nie baie keer dat hulle nie rekenskap hou met die Here. En terwyl hierdie ding gebeur, toe stuur Noag na 7 dae weer die duif uit. En die duif kom nie terug. Toe gevaar Noag. Hy het oppervlak gevind om sy voete neer te sit, so hy sou ry. En na verloop
die nuwe seisoen. Yes. Op die 1 Januarie, toe gaan lig Noah die deksel van die ark op, om te gaan kyk. Jesus. Jy moet sien, jy moet kyk, wat die Here vir jou gaan doen. En terwyl hy so dit oplig en kyk, toe sien hy, maar dit is droog. Die grond is droog, die aarde is droog, die waters is weg. Ek kan droog voor jezelf, van die Here in my omstandighede. Wanneer mense dink, dis klaar met jou, dan kom die Here. Daarom moet jy nooit van die Here kwaad wees. Van 'n letsel in jou lewe nie. Van daai letsel beteken 'n nuwe begin. Yes. 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 As hy oppas, dan moet jy weet, jou wond is besig om gezond te word. Wanneer jou hart stikkend is, en dis vol pyn en swart, dan moet jy God nie verantwoordelik hou nie, maar jy moet uitsien en sê, Here, daar's nog hoop. Ek sien uit vir hy. Halleluja. Ek sien dit nou nie, van die waters is nog te hoog. Was stelselmatig, is hy besig om my lewe vir my om te En op die 27ste Februarie, toe sê die Here vir Noah, Amen. jou tydperk is verby. Dis verby. Stap in jou nuwe seisoen. Halleluja. Die nuwe begin. Toe dan voor, want ek het jou nog 'n geleentheid gegee. Die Here sê Here van nog 'n kans. Maar hy gee dit vir jou opnuut. Maar dan moet jy vertrou. Jy moet verduur. Jy moet geduldig wees. Jy moet bid en bly. En jy moet aanhou glo. 'n arkseisoen beteken dit wat jy insit, gaan jy uitkry. Yes. As jy nie verduur het, God gaan nie net vir jou iets in jou skoot laat val. Jy moet deurgemaak het. So wanneer jy aan die ander kant uitkom, dan kan jy sê, Here, ek weet nie hoe ek hier gekom het. Yes. Ek weet nie hoe ek Halleluja. wat ek weet Yes, ja. ek is nou hier en dat wat hy my gegee het, ek verdien dit. Yes. Dankie, Here. Baie keer van mense sê, as hy verdien dit, jy ken nie, Suster Kenny se arkseisoen. Jy weet nie wat sy moes deurgemaak het. Oh, my Lord. Jy weet nie die pyn en die lyding toe sy opgesluit was nie. Yes. Jy weet nie die intensiewe sorg en die wond en die letsel wat sy moes deurgemaak het, hoe lang dit gevat het nie. En nou wil mense van my wys en sê, jy verdien dit nie, jy verdien dit. Yes. Halleluja. Jy verdien dit. Jy kan vir jouself sê aan die ander kant, as jy daar uitgekom het, ek verdien hierdie werk, ek verdien hierdie posisie, Oh. ek verdien hierdie pos, Worship. ek verdien hierdie aanstaan. Dankie, Here. My Halleluja. wat ek moes deurgemaak het, ek was intensief, ek was gewond, ek was gepasseerd, maar die Here, Oh. Mighty God. die Here het my gezond gemaak. Daarom kan ek in my nuwe seisoen stap. En niemand kan vir my deure toemaak nie. Van nou het die Here vir jou 'n boldness gegee. Van jy kom vars uit die theater uit. Elke kniesplek, elke letsel, elke wond is toegemaak. Yes. Dis opgebed, dis gezond. Dis niks wat jou weer kan terughou nie. Mense kan nie meer vinger wys nie. Mense kan nie meer
Dankie, Here. Die gesegde sê ons moenie sout aan iemand anders se wonde smeer nie. Mense smeer ons nog altyd sout. Dat het moet seer maak. Maar wanneer jy uit jou angstseisoen stap, dan stap jy van vryheid. Yes. Verdien jou angstseisoen. Praise God. Dit is tot jou voordeel. Dit gaan vir jou voordelig wees. Moenie kyk, Here, die jaar was nie vir my maklik nie. Dit sal nie wees nie, want jy's in jou angstseisoen. Jy's op pad na beter dae. Jy's op pad na die groen olyfblad, wat die tyd vir jou gaan bring. Jy sal gaan voel, jy sal dit sien. Hou jy net aan. Van beterskap is op pad. Moenie jou vergelyk met iemand anders nie. Dis nie jy. Van daai persoon sal nie die mas opgekom het vir die angstseisoen. Maar God het geweet jy sal. Daarom het hy jou 'n nuwe begin gegee. Wil vandag vir mense sê, ek gaan nou afsluit. Daar vanoggend niemand is wat sê, Here, ek is gewond. Ek is seer. En hierdie wond gaan nie net met salf kan reggemaak word nie. Yes. Hierdie letsel wil nie weggaan nie. Hierdie ding, dit los my nie. Die wond maak dat ek stagneer in die lewe. Van elke keer as ek dink die wond word gesond, dan word die roef weer afgehaal. Here, maak my wond gesond. Yes. Daar iemand wat sê, Here, laat ek soos 'n oorwinnaar uit my angstseisoen skep. Yes. Daar kom jy. As daar iemand is wat gewond is, en jy weet in die binnekant, in jou hart van harte, jy weet hy letsel